By hierdie spesiale uitsending groet ek jou in die naam van Meester Yeshua. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Shavuot, dis die fees van weke. Dis nou natuurlik die fees wat Abba Vader vir ons kom gee om te onderhou en vrolik te wees in sy aangesig, sodat die gees van Yahweh op ons lewe kan manifesteer. Halleluja! Ek is so bly en dankbaar dat jy ingeskakel is. En ek wil ek die woord aan jou kom oordra, en my gebed is, dat daar waar jy is, dat jy die salwing van die lewende God sal ervaar, dat jy sy teenwoordigheid sal beleef, dat jy 'n hemelse bovertrek ervaring sal hê in jou binnekamer, by jou huis, in jou sitkamer, waar jy vandag ook al mag wees, dat jy die hand van Yahweh sal ervaar op jou lewe, dat sy gees jou sal kom aanraak, dat daar 'n vars, nuwe salwing in jou lewe sal wees. Halleluja, ek eer Abba Vader daarvoor. So, die woord kom verklaar in die boek van Deuteronomium, hoofstuk 16 vers 16, dat 3 maal 'n jaar moet ons voor die aangesig van Yahweh verskyn. En hy sê nou natuurlik dat ons moet nie leë hande voor hom verskyn nie, met ander woorde, ons bring ons offergawe na die huis van Yahweh, en ons kom seën en ons kom saai die saad in Vader se koninkryk oor hierdie periode. Want hy praat 3 keer 'n jaar, Deuteronomium 16 vers 16, 3 keer 'n jaar, dis oor die fees van ongesuurde brode, is die fees van Shavuot, en is die fees van tabernakels. So hierdie is die fees van Shavuot, dis die fees van weke, dis 'n appointed feast day, Vader se vasgestelde tyd, om nou natuurlik met jou as mens te ontmoet. So die Skepper van hemel en aarde wil met jou op 'n bonatuurlike wyse vandag kom ontmoet. En daarom sê die woord in Levitikus 23 vers 15 tot 21, hy sê dit is 'n heilige vierdag, hy sê dis 'n oestyd, dis 'n oorvloed van die oes. So daar's belangrike dinge wat opgeteken is in die woord, en die belangrikheid van die fees is nou natuurlik dat hy gee sy wet, hy gee sy huweliksooreenkoms, hy gee die kondisies, dis die katuba, en dan tweedens, hy gee sy gees, en dit is die belofte van die Vader. So mense, ek en jy moet vandag net weet, dat Vader wil jou kom seën, want hy wil 'n oes in jou lewe bewerkstellig, en hierdie is 'n oorvloed dag, 'n dag van oorvloed wat in jou lewe moet manifesteer vanweë sy gees. So uit sy wet nou natuurlik gegee op die berg van Sinaï, waar die volk bymekaar gekom het, en hulle die huweliksooreenkoms ontvang, die katuba, die kondisies. En ooreenkomstig hierdie periode, toe die disippels in die bovertrek was, 120 wat bymekaar gekom het, wat in eenheid saam was, eendragtig die lewende God aanbid het, kom die gees van Yahweh oor hulle neer. En dis die belofte van die Vader. So die wet is nou natuurlik die huweliksooreenkoms, dis die kondisie, dis die verbond wat gegee is op die berg Sinaï. En weet jy wat gebeur by die berg Sinaï? By die berg Sinaï kom die volk bymekaar, en die volk stem in tot die verbond, maar hulle weet nie wat die kondisies is nie. Hulle stem in met die verbond, maar hulle het nog geen idee wat die kondisies is nie, en hulle het eintlik geen idee wie die lewende God is nie. Eksodus 19 vers 5 tot 6 sê die volgende, as julle dan terdee na my stem luister, en my verbond hou, sal julle my eiendom wees uit al die volke, want die hele aarde is myne. En julle sal vir my 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie wees. Is dit nie pragtig nie? Dis wat Vader graag wil hê. Hy wil 'n koninkryk van priesters en 'n heilige nasie hê. Met ander woorde, ons moet konings, priesters wees, ons moet profete wees wat afgesonderd is vir die lewende God. So hier kom Vader en hy praat met die volk, en weet jy wat doen die volk? In vers 8, toe antwoord die hele volk eenparig en sê, alles wat Yahweh gespreek het, sal ons doen. Maar ek dink nie die volk het enigsins besef wie Yahweh is nie. Want het die volk gehou by wat hulle gesê het? Nee. So Vader sê nou natuurlik die volgende vir die volk.
In hierdie gedeelte waar hulle by mekaar kom by die berg van Sinaï, sê Vader vir hulle, en hy gee vir hulle 'n klompie dinge wat hy natuurlik vir hulle deurgee, met betrekking tot hoe hy hulle gelei het. Vader sê die volgende vir hulle. Hy sê, nommer 1, ek het jou met arendsvlerke gedra. Tweedens, jy is my eiendom. Derdens, jy moet 'n koninkryk van priesters wees. En vierdens, jy sal 'n heilige nasie wees. Dis wat Vader kom sê. So gaan kyk in daai gedeelte, gaan lees Eksodus hoofstuk 19 waar die volk by mekaar kom by die berg van Sinaï en Vader sê hierdie 4 dinge en dit staan pertinent uit om te sê dat ouens, julle is met arendsvlerke gedra. Ek het julle geroep as my eiendom. Julle is 'n koninkryk van priesters en julle is 'n heilige nasie. So Shavuot by die berg van Sinaï gaan oor ons identiteit en erfdeel. Gaan oor ons identiteit en erfdeel. Die volk kom uit slawerny, uit skande, uit dood uit. En Vader gee aan hulle herstel, hy gee aan hulle eer, hy gee aan hulle lewe en hulle is 'n nuwe skepsel met 'n doel en 'n funksie. En ek glo en vertrou dat jy ken jou identiteit en jy ken jou skepingsdoel en jou funksie wat jy moet uitvoer hier op aarde. So wat beteken hierdie vir my as mens in vandag se tyd? Vandag waar ek lewe. Dit is 2026 en ons weet dat die dinge raak so moeilik. So moeilik in hierdie lewe. Dis die 24ste Mei 2026 en ek wil vandag vir jou sê ek kan nie met dieselfde salwing en gees funksioneer as wat ek 2, 3, 4 jaar terug gefunksioneer het nie. Daar moet 'n nuwe salwing op my lewe wees, 'n nuwe aanraking van die lewende God moet op my lewe wees. So wat beteken dit vir my in hierdie tyd waarin ek lewe? Dit beteken, dit moet gaan oor jou ontmoeting en jou koneksie met Jahwe. So waar jy ook al is, of jy nou by die huis is, of wat ook al gebeur, waar jy is, jy moet vandag op hierdie dag, dis die 24ste Mei 2026, moet jy in afsondering wees, want dis die dag wat die lewende God vir ons kom gee het, om die fees van Shavuot te kom vier. So dit gaan oor jou ontmoeting en die koneksie wat jy het met Jahwe ons Elohim. So hy verwag, net soos by die berg van Sinaï waar hy afgekom het en die volk het hulle gereed gemaak en kom sit by die berg om die ontmoeting te ervaar. So moet jy ook in gereedheid kom om daardie ontmoeting te hê. Jahwe wil hê dat jy as individu deelname moet hê met hom op die fees van Shavuot. Daar moet deelname wees. So ek kan nie net terugsit en kyk hoe ander mense fees vier nie. Ek kan nie net terugsit en hoor, okay, maar hier het hulle fees gevier, daar het hulle fees gevier nie. Nee, ek moet deelname hê aan die fees van Shavuot. Ek moet in Vader se teenwoordigheid inkom. Ek moet met lof en aanbidding, moet ek hom loof en prys met 'n verwagting om aangeraak te word deur sy teenwoordigheid. Eksodus 19 vers 10 tot 11 sê, verder het Jahwe aan Moses gesê, gaan na die volk en heilig hulle vandag en môre en laat hulle klere was en hulle gereed hou teen die 3de dag, want op die 3de dag sal Jahwe voor die oë van die hele volk op die berg Sinaï afdwaal. So hier sê die woord dat die volk moet in gereedheid kom. En net so, jy ook in gereedheid kom, want op hierdie dag, die 3de dag, waar dit 100% volgens die woord, die dag, die tyd en die datum is van die fees van Shavuot, waar die lewende God op die berg afgekom het, so is daar 'n ontmoeting vir my en jou op hierdie spesifieke dag. So ek en jy moet ons gereed hou. Ons moet in heiligmaking op. Ons moet ons verootmoedig voor die lewende God. Ons moet kom asof ons gaan na die berg van Jahwe, om deur hom aangeraak te word en sy stem te kan hoor. En in Handelinge hoofstuk 1 vers 4 gee Yeshua aan die disippels nou natuurlike opdrag.
En die opdrag is, en toe hy nog met hulle saam was, het hy hulle bevel gegee om nie van Jerusalem al weg te gaan nie, maar om te wag op die belofte van die Vader, wat julle, het hy gesê, van my gehoor het. So, hy sê hier, net soos wat die volk in gereedheid moes kom, by die berg van Sinaï, so praat hy met sy disippels, hy sê, moet nêrens heen gaan nie, gaan na Jerusalem, gaan op, gaan in die boventrek, en gaan sonder julle af, wag vir die belofte van die Vader, wag vir Heilige Gees, voordat julle enigiets doen. So voordat ek en jy vandag enige iets anders te doen, moet ons wag op Jahwe. Ons moet inbeweeg in sy teenwoordigheid. Ons moet seker maak dat die salwing van Jahwe kom op ons lewe, want dit veroorsaak krag en oorwinning in jou lewe. Vers 14, hulle het almal eendragtig volhard in die gebed met smeking. En ons het absoluut volhard die afgelope paar ure in gebed, en ons het as 'n gemeente bymekaar gekom, en ons het deur die nagwake het ons gebid, om die lewende God te vereer en te verheerlik, en om ons in gereedheid te bring, en om die geestelike hekke en die deure oop te maak, sodat die gees van Jahwe weer opnuut op ons lewe kan kom manifesteer. En ons het gebid vir jou. Ons het gebid vir almal wat deel is van hierdie gemeente, en of jy nou hier is, en of jy nou ver is, my gebed is dat jy die salwing van die lewende God sal ervaar. Halleluja! Want hulle almal het eendragtig volhard in gebed en smeking, saam met 'n aantal vroue, Maria, die moeder van Yeshua, en met sy broers. So, wat verwag Vader van ons nou in hierdie periode? Wat verwag hy van ons? Wat se deelname soek hy van ons? Want ek het vir jou gesê, dat Vader soek 'n deelname van ons kant af, met betrekking tot die fees. Ons kan nie net aan die ander kant staan en kyk hoe alles gebeur nie. Ons kan nie net aan die agterkant staan en kyk hoe die vuur afkom, en kyk hoe die berg bewe, en kyk hoe mense geïmpakteer word met die Gees nie. Nee, ek en jy moet deelname hê. So wat is hierdie deelname? Hierdie deelname is volgens die woord 2 Korintiërs 2 vers 14, is dit afsondering. Dis afsondering. So ek moet myself afsonder, en daarom sê die woord, hy sê watter deelgenootskap het Messia met Belial, en het die heilige met die onheilige, en watter deelgenootskap? So ons moet onsself afsonder, en raak nie aan wat onrein is nie. So dis my deelname is afsondering. My deelname verder is, ek moet myself reinig, volgens Efesiërs hoofstuk 5, vers 26, met die waterbad van sy woord, moet ek myself kom reinig. En dan moet ek opdaag vir die ontmoeting, volgens Deuteronomium 16, vers 16. Hy sê 3 maal 'n jaar, almal voor die aangesig van Jahwe verskyn, op die plek wat Jahwe vir julle aanwys, en ek is dankbaar dat Vader hierdie plek kom aanwys het, waar mense by mekaar kan kom, om die lewende God te kom eer, en die fees van Shavuot te kan vier, waar ons 'n beweegoffer is voor die lewende God, 'n welgevalle offer om sy naam te verheerlik. En dan, wat verder ons deelname is ons moet ons oopmaak om die Gees te ontvang, sy teenwoordigheid te ontvang, want hy wil jou seën. Hy wil jou kom aanraak met sy teenwoordigheid. Hy wil jou 'n ander mens maak. Hy wil vir jou oorwinning gee. En weet jy wat is belangrik? Weet jy wat is belangrik? Ek en jy moet dit begeer. Ons moet dit begeer. In ander woorde, ons moet begeer om in afsondering te wees. Ons moet begeer om onsself te reinig. Ons moet begeer om op te daag vir die ontmoeting. En ons moet die Gees van die lewende God begeer in ons lewe, sodat sy teenwoordigheid ons kan kom vul. So, jy moet dit begeer. Weet jy wat moet jy nog begeer? Begeer sy koninkryk. Hy sê dit tog in die boek van Matteus, hoofstuk 6, vers 33, soek eers die koninkryk van Elohim en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. So begeer sy koninkryk, want sy koninkryk is autoriteit, gesag en heerskappy.
Dis sy koninkryk. Begeer die Heilige Gees. Wanneer ek 'n begeerte het na die Heilige Gees in my lewe, dan weet ek, Vader sal daai begeerte in my lewe kom vervul. Ek het 'n begeerte na sy teenwoordigheid. Ek het 'n begeerte na intimiteit. Ek het 'n begeerte om deur die Gees van Jahwe aangeraak word. En nou bring dit my by hierdie gedeelte, nou natuurlik by die Gees van Jahwe ons Elohim, want die belangrikheid van die fees bestaan uit twee dinge, en is heel eerste die wet, en is tweedens die Gees. So ek het nou met jou gepraat oor die wet, en nou wil ek met jou gesels oor die Gees, want die boek van Joël 2 vers 28 sê, en daarna sal ek my Gees uitgiet op alle vlees, en julle seuns en julle dogters sal profeteer, julle ou mense drome droom, en julle jongelinge sal gesigte sien. Dis Vader se hartsbegeerte. Hy wil sy Gees oor ons as mens kom uitstort. Maar dit beteken dat ek moet gereed wees om dit te ontvang. Dit beteken dat ek moet in lyn kom met Vader se woord, sodat die Gees oor my kan vaardig raak, en as jy seuns en dogters in jou huis het, gaan hulle begin profeteer. As daar dalk 'n ouma en oupa in die huis is, dan gaan hulle begin drome droom, en die jongelinge gaan gesigte sien, en daar gaan bo-natuurlike dinge gebeur in jou lewe, wanneer die Gees van Jahwe oor jou lewe begin manifesteer. So die disippels ervaar dieselfde in die bovertrek as by die berg Sinaï. Hulle ervaar presies dieselfde. Want wat gebeur by die berg van Sinaï? Daar was rook, die berg het gebewe, daar was wind, daar was basseingeklank, daar was 'n stem van Jahwe, en dit was 'n verskriklike ervaring gewees, en in die bovertrek, weet jy wat ervaar hulle? Daar was 'n geweldige rukwind, en daar was vuur gewees, net soos op die berg van Sinaï, waar daar vuur afgekom het, die rook het afgekom, die berg het begin bewe, daar het 'n wolkkolom oorgekom, en presies dieselfde het gebeur in die bovertrek. Vader gee aan die disippels en al die ander op daardie dag, hulle identiteit en hulle erfdeel, net soos by Sinaï. By Sinaï moes hulle erfdeel en hulle identiteit opneem as konings en priesters. En so ontvang die disippels en almal in die bovertrek, ontvang hulle identiteit en erfdeel. Nou sê Efesiërs 1 vers 13 tot 14, sê, in wie julle ook, nadat julle die woord van waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle nadat julle ook geglo het, verseël is met Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel en sy eiendom, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Met ander woorde, jy word verseël, en wat gebeur wanneer iets verseël word? Wanneer jy jou seël op dit sit. Wat gebeur met dit? Dit beteken, jy word eiendom. So as Vader jou kom seël met sy seël van Heilige Gees, dan beteken dit sy stempel, sy seën van eienaarskap is op jou. Wanneer ek byvoorbeeld iets vat en ek seël dit, dan beteken dit behoort aan my, want is met my seelring verseël. En dan wanneer dit uitgaan, en dan moet daar iemand anders te wees wat daai seël kan breek, wat ook dan natuurlik dieselfde seël het wat ek aan daai persoon gegee het, om die mag te gee om daai seël te breek. So in ander woorde, Vader gee aan my en jou eienaarskap. Hy gee aan my en jou hierdie amazing erfdeel dat ons aan hom behoort. Is dit nie amazing nie? Ons behoort aan hom. In ander woorde, ek en jy word verseël met die onderpand van Heilige Gees, ons word verseël met die belofte, en dit beteken, nou behoort ek aan Jahwe. So kom sê die woord in die boek van Romeine 8 vers 14, hy wat deur die Gees van Elohim gelei word, is waarlik kind van Elohim. So sy Heilige Gees kom bring my in 'n posisie van erfdeel, en ek word sy eiendom.
So Vader vat jou van slawerny, van skande en van dood na herstel, eer en lewe, deur sy gees aan jou te gee op die dag van Shavuot, op die Pinksterdag. Hy gee dit vir jou. Hy haal jou uit slawerny. Hy haal jou uit van skande en dood. Hy kom en hy herstel jou lewe. En dis wat die gees van Jahwe kom doen in jou lewe. Dit verander jou lewe in totaliteit. En jy het krag, autoriteit en heerskappy om hierdie wêreld met sukses te oorwin. Halleluja! Psalm 28 vers 9: Verlos u volk en seën u erfdeel en wees vir hulle 'n herder en dra hulle tot in ewigheid. En dis die funksie van Heilige Gees, dis wat Heilige Gees wil doen in jou lewe. Handelinge 2 vers 1: En toe die dag van Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. Hulle was almal eendragtig bymekaar. Net soos wat jy ook vandag eendragtig bymekaar is, saam met ons as 'n gemeente wat vanmôre hier in Vader se teenwoordigheid is, om hom te eer en te loof en te prys, en waar ons gebede oprig, en waar ons uitroep na hom, en waar ons 'n verwagting het om die Gees te ontvang, staan ons in eenheid. En ek is dankbaar dat jy ingeskakel is, en dat jy saam met ons staan in eenheid vandag. Hulle was eendragtig met hulle deelname en alles wat daar plaasgevind het. Maar onder wat se voorneme? Onder wat se voorneme was hulle almal eendragtig? Hulle was afgesonder, hulle het hulle self gereinig, hulle het opgedaag vir die ontmoeting, en hulle ontvang die Gees en sy teenwoordigheid. Is dit nie amazing nie? Hulle ontdek hulle identiteit in Yeshua deur sy Gees. En hulle word sy erfdeel. Dis wat gebeur in die bovertrek. Mense, kan jy net indink, as die Gees van Jahwe oor jou lewe kom vaardig raak, hoe dit jou lewe kom verander. Ek sal nooit vergeet, toe Vader my gevul het met sy Gees, ek was 'n ander mens, ek het 'n ander uitkyk gehad, ek het 'n ander siening gehad, en weet jy, vandag is ek nog steeds dieselfde, ek het sy Gees inwonend in my, en ek het 'n dryfkrag om die lewende God te vereer en te verheerlik. Net as ek dink, die vyand kry my onder, dan kom lig die Gees my op, want dis wat die woord kom verklaar. Hy sê dat die Gees kom ons swakhede tot hulp. En ons as mens raak baie keer moeg, en ons raak afgemat, en dis hoekom jy die Gees nodig het, want die Gees van Jahwe kom jou swakhede tot hulp. Jeremia 31 vers 33, maar dit is die verbond wat ek na die dae met die huis van Israel sal sluit, spreek Jahwe, ek gee my wet in hulle binneste en skrywe dit op hulle hart, en ek sal vir hulle 'n Elohim wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. So Vader wil hê dat jy in 'n verbond met hom moet staan, en hy soek na 'n persoonlike verhouding met jou. Hy het 'n verlange om by jou te wees. Hy het 'n verlange om jou te vul met sy Gees. Maar weet jy, die volk was hardnekkig, hulle was rebels, en hulle wou nie die Gees aanneem nie, en hulle druk hulle ore toe, en hulle sê van Moses, Moses, praat jy met Jahwe, ons kan dit nie verdra nie. En vandag het ons sy Gees wat ons lewe kan kom vul, en hy verlang vandag om intimiteit met jou te hê. Hy verlang dit. Nou hierdie is baie belangrik. Hoekom is dit so noodsaaklik dat ek en jy die Heilige Gees weer opnuut in ons lewe laat manifesteer? Hoekom moet dit weer opnuut uitgestort word in ons lewe? Hoekom? Hoekom het ons die Gees nodig? Kan ek vir jou sê? 2 dinge. Eerstens, ons is onvolmaak. Nie een van ons is perfek nie. Ons is onvolmaak. En ons het sy Gees nodig. Want ons maak baie keer droog, ons het swakhede in ons lewe, en daarom het ons sy Gees nodig. Ons is onvolmaak in ons wandel en hoe ons funksioneer. Tweedens, daar is baie keer sondige gewoontes wat verwyder moet word uit ons lewe uit, en daarom het ons sy Gees nodig.
So ek kan nie sonder sy gees funksioneer nie. En baie mense sê ja, maar die Heilige Gees woon nie in 'n vuil en 'n onheilige mens nie. Okay? Right, maar dis juis hoekom ek en jy Heilige Gees nodig het. En Heilige Gees gaan jou altyd oortuig van sonde en ongeregtigheid, maar hy wil intiem in jou lewe besig wees sodat jy nie moet sondig nie, sodat jy nie in rebellie lewe nie, maar dat daar heiligmaking toegepas sal word in jou lewe. Die volk was hardkoppig, hardnekkig en rebels. Weet jy hoekom? Want hulle het nie die Gees ontvang nie. En ek en jy kan vandag, kan ons dan natuurlik met die Gees van die lewende God, kan ons elke ding oorkom. Elke ding. Ek het hierdie skrif het ek nou vir jou gegee in Romeine 8 vers 26 en net so kom ook die Gees ons swakhede tot hulp. So dis hoekom ons die Gees nodig het, want ons het swak plekke. Maar hy kom ons tot hulp en hy maak daai swak areas, maak hy areas van oorwinning. En daarom sê Levitikus 23 vers 17, julle moet uit julle woonplekke 2 beweegbrode bring. Dit moet van 2/10 van 'n eva fynmeel wees. Gesuurd moet dit gebak word as eersteling aan Jahwe. So met die fees van ongesuurde brode haal ons die suurdeeg uit. En hier oor die fees van Shavuot is daar 2 brode met suurdeeg. Okay, hoekom? Hoekom oor die fees van Shavuot is daar 2 brode met suurdeeg? Want jy sien die fynmeel word gemaak wat nou natuurlik van die oes afkom. En die koring word geoes, want weer eens, hierdie is 'n tydperk van oes. Elke fees het te maak met oes. So hierdie is die koring oes tydperk. So die fynmeel word gemaak vanaf die oes wat ingesamel word. Die koring word gewan, die koring word gesif, dan word dit gebreek, dan word dit fyn gemaal, en dit verwys natuurlik na Yeshua as die brood van die lewe. Hy is die brood van die lewe. Johannes 6 vers 48 sê dat hy is die brood van die lewe. So, hoekom is daar 2 brode? Die 2 brode verteenwoordig, een is vir Yeshua, en die tweede een is vir die Ecclesia. Met ander woorde, die samekoms, die gemeente. So, een is vir Yeshua, en die ander een is vir die Ecclesia, vir sy liggaam, vir die gemeente. En 2 is nou natuurlik die numeriese waarde vir 2 is nou natuurlik verhouding. Want met dit alles, in terme van die uitstorting van Heilige Gees, smag Vader na 'n verhouding. Hy smag na intimiteit. Hy wil inwonend in jou wees. Ja, hy soek met jou 'n persoonlike verhouding. Die suurdeeg verteenwoordig goddelike onverganklike saad van geregtigheid in Yeshua. Waar dit in ons lewe inkom, met die fees van ongesuurde brode, verteenwoordig dit sonde, maar die suurdeeg met betrekking tot Yeshua, verteenwoordig goddelike onverganklike saad van geregtigheid in Yeshua. In ons lewe verteenwoordig suurdeeg nou nog sonde en ongeregtigheid. So die Heilige Gees in jou bevorder die saad van geregtigheid in jou lewe deur Yeshua. Is dit nie amazing nie? Die Heilige Gees in jou bevorder hierdie saad van geregtigheid in jou lewe deur Yeshua. Ons het dit nodig. So die Gees van Elohim kom, gee herstel, eer en lewe in jou lewe. Want die letter maak dood, maar die Gees kom maak lewendig. So aanvaar jy vandag die verbond wat Vader met jou wil kom maak. Aanvaar jy dit? Aanvaar jy dit wat nou natuurlik die kondisies wat Vader kom gee by die berg van Sinaï, die verbondskondisies, aanvaar jy hierdie kondisies? Want dit is belangrik om dit te aanvaar. Wat is vandag jou deelname aan Shavuot? Wat is jou deelname? Wat is jou identiteit en jou erfdeel vandag? Wat is jou identiteit en erfdeel? Jy sien, ons kan nie net op die kantlyn sit
En kyk hoe almal deelname het aan Shavuot nie. Ek en jy moet vandag inbeweeg in sy teenwoordigheid. Ons moet ons gees oopmaak en ons moet verklaar dat die lewende God is goed en sy gees woon in ons. Ons moet deelname hê aan hierdie dag. So ek wil saam met jou bid. En ek wil 'n verklaringsgebed bid. En ek wil hê dat jy saam met my hierdie verklarings sal maak. En hierdie verklarings gaan veroorsaak dat jy jou gees oopmaak. En my hartsbegeerte is dat daar waar jy is, waar jy op jou voete staan en jou hande oplig, en hierdie verklarings maak dat jy die gees van Jahwe in jou lewe sal ervaar en beleef. So staan op, verklaar saam met my, lig jou hande op en kom ons maak hierdie verklarings. Vader, in die naam van Yeshua, kom ons vandag deur die bloed van die lam. En ek dank U vanmôre dat U met ons is. En nou verklaar ek my totale afhanklikheid aan die lewende God. Halleluja! Ek besef ek het U nodig. Ek verklaar my afhanklikheid. Ek verklaar vandag, Vader, dat ek die Gees nodig het. Ek verklaar dat ek sonder U nie kan funksioneer nie. Vader, ek maak vandag hierdie verklaring dat ek behoort aan U. Ek is U eiendom. En omdat ek U eiendom is, Vader, weet ek wat my identiteit is. Daarom verklaar ek vandag my identiteit in Yeshua. En ek sal triomfeer as meer as 'n oorwinnaar. Vader, ek verklaar vandag my deelname aan Shavuot en ek maak my gees vandag oop, sodat U Gees kan inwoon in my binneste en my lewe kom transformeer en verander. Vader, ek verklaar vandag in die naam van Meester Yeshua dat ek is afgesonder en ek sal afgesonder bly vir die lewende God. Ek verklaar vandag my heiligmaking, want U woord verklaar dat sonder heiligmaking sal niemand van ons die lewende God sien nie. Vader, ek roep na U dat die vuur van Jahwe nou in my lewe sal kom brand. Vader, dat die vuur in my hart, in my gedagte, in my lewe sal manifesteer. Vader, dat ek sal ervaar dat daar is vuur op die berg, dat daar is vuur in die bovertrek en daar is vuur in my hart. Daarom verklaar ek vandag dat die vuur van Jahwe sal in my lewe brand. Vader, ek roep na U vir 'n bo-natuurlike bovertrek ontmoeting in hierdie oggenduur. Vader, dat ek vandag sal weet dat die skepper van hemel en aarde is 'n realiteit. Ek roep na U, Vader, dat U Gees my sal kom oorweldig en dat ek sal weet, ek is nie alleen nie. Vader, kom raak my aan vandag met al die gawes van Heilige Gees wat U aan my kom toevertrou, sodat ek autoriteit, heerskappy en mandaat kan hê om in hierdie lewe te funksioneer as meer as oorwinnaar. En dis my gebed, my uitroepe vandag in die naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, halleluja, loof sy naam, loof sy naam. Ek weet somme, nou daar waar jy is, ervaar jy sy teenwoordigheid. So baie dankie vir jou deelname vandag by hierdie Shavuot aanbieding en mag die lewende God net verheerlik word in jou lewe. Nou dat jy die Gees ontvang, koester dit. Koester die intimiteit wat jy het met Vader en soek altyd daarna om jou verhouding op te rig en op te bou, sodat jy kan groei, geestelik en in jou sielsdimensie, sodat Vader altyd verheerlik sal word. Nou ja, dit was baie lekker om met jou te kan gesels vandag. Mag jy geseënd wees op hierdie Sondag, die Shavuot, geniet die fees verder, kom in afsondering en weet dit dat die lewende God is lief vir jou. Van my kant af, Rian Abri, tot volgende keer. Shalom.